Dit is my voorreg om vir jou welkom te sê by Helderberg Gemeente se digitale diens van die 7de Desember. Ons staan aan die einde van die jaar en ons is op pad in hierdie wonderlike tyd van voorbereiding vir Kersfees. En mag hierdie diens en dit wat ons saam doen en waaroor ons gesels ook vir jou help om opgewonde te raak en opgewonde te wees oor die wonder van Jesus se liefde wat in hierdie tyd so prakties sigbaar word. Kom ons maak net eers ons oë toe. Wonderlike Here, ons aanbid U. U is die God wat hierdie wêreld so lief het, dat U self gekom het, dat U kom ingryp het. En ons kan elke jaar dit vier en ons kan bly opgewonde raak daaroor. Dankie vir hierdie Kerstyd. Dankie Here vir 'n tyd wanneer ons weet, mense is moeg, maar mense kan ook begin uitsien na rus. Wil U vir ons almal in hierdie tyd seën. En nou wanneer ons met die woord besig is, breek dit vir ons oop en help vir ons, sodat ons kan hoor, Here, wat U vir ons, elkeen van ons, ook vandag wil sê. Amen. Ons tema vandag vir die boodskap is maak gereed vir die fees. En ek kan vir ons lees uit Romeine 15, van vers 7 tot 13. Dit sal goed wees om net so 'n bietjie van die agtergrond van hierdie boek Romeine en hierdie gedeelte te gee, want dit val eintlik so pragtig uit mekaar as ons dit lees. Romeine 15 vers 7 tot 13 word deur baie mense beskou as die klimaks van hierdie brief van Paulus aan die gemeente in Rome. Nou destyds in die gemeente was daar 'n baie interessante situasie daar in Rome. Die gemeenskap, die geloofsgemeenskap se verhoudings was so bietjie stram. Aanvanklik het die gemeente ontstaan uit die Joodse sinagoge. So dis die Jode wat tot bekering gekom het en hulle het baie sterk vanuit hulle Joodse tradisie nog steeds gefunksioneer as Christene. En hulle het dieselfde gevoel en dieselfde gesels oor dinge. Maar toe gebeur dit daar die eerste nie-Jode ook deel word van hierdie gemeenskap, ook mense wat tot bekering kom. En natuurlik was daar dadelik vrae oor die verskille in praktyk en in kultuur. Maar op 'n manier het die leierskap dit nog reg gekry om alles mooi te beheer en te bestuur. En toe die skok. En die geskiedenis weet ons dat keiser Claudius hier rondom die jaar 49 na Christus om een of ander rede baie kwaad geword het vir die Jode in Rome. En toe verban hy die hele klomp uit die stad uit. Oornag moes die Jode, Christen-Jode in kluis uit die stad uitwees. En die leiers en die Joodse gelowiges was weg. En die wat agtergebly het, moes op hulle eie reg kom in die gemeente. En hulle was natuurlik die nie-Joodse gelowiges. En skielik kon hulle op hulle manier hulle ding doen. En hulle het dit gedoen. Toe die keiser 7 jaar later sterf, kon die Jode en die Joodse Christene ook natuurlik terugkom weer na Rome toe. Maar toe het die hare gewaai. Van die vroeëre leiers het teruggekeer na 'n nuwe gemeenskap, wat goed gefunksioneer het met nuwe leiers uit die nie-Joodse Christengemeenskap, en daar was skielik amper 2 stelle leiers. En die een het gesê, ons moet die dinge weer op die ou manier doen, en die ander het gesê, nee, beslis nie, tye het verander, en ons ook, ons doen dit op ons manier. En daar is baie tyd spandeer aan die onderlinge verskille, en meer tyd daaraan as eintlik wat die kerk moes doen, hulle evangeliese uitreik, hulle opdrag om te gaan vertel en vir mense die evangelie te bring. Mense kan eintlik verstaan dat die getuienis wat uitgegaan het oor die verdeling amper eerder 'n afskrikmiddel vir die evangelie sou wees. As mense so onder mekaar beklei, wie sal nou wil deel wees van hulle? En om alles te kroon het hierdie oneenigheid nie net skeiding in die gemeenskap veroorsaak nie, maar die kultuur van daai tyd was ook 'n baie individualistiese kultuur en die mense het begin sê, maar ek doen maar net sy eie ding. Die boodskap wat Paulus wil bring uit die hele boek Romeine eintlik, misken nie die verskille nie. En val in hierdie deel wat ons lees, is dit mooi om te sien hoe dat sy vertrekpunt is om vir die Joodse gelowiges te wys hoe Christus verstaan en erken moet word as die vervulling van die beloftes van die Ou Testament, van die voorvaders. En dat Christus juist die seën op hulle lewe as gelowiges weer wil gebruik om as seën vir die nasies te dien. En dan deur aanhalings uit die Ou Testament wys Paulus, dit was en is God se bedoeling om mense en nasies oor die grense heen saam te snoer terwille van 'n lewe van hoop. Jesus is die brug wat die gemeenskappe met mekaar verbind. Jesus is ons hoop en ons vertroue. Hy maak ons lewens vol met blydskap en vrede.
Dis wat Paulus in hierdie gedeelte wil sê. En nou kan ons dit lees. En ek dink jy gaan dit nou baie goed kan volg. Ek lees uit die nuwe vertaling. Dis 'n wonderlike idee om dit ook te kan lees, juis binne ons eie konteks van Desember 2025, waar ons onsself voorberei vir Kersfees. En self behoefte het aan blydskap en vrede van Jesus. Maar ook nie net ons nie, maar die wêreld om ons vra na vrede en blydskap en hoop. Ek begin lees by vers 7. Die opskrif is: Christus se genade is vir die hele wêreld bedoel. Maak ruimte vir mekaar, sê vers 7. Aanvaar mekaar sonder enige voorwaardes en doen dit soos wat Christus met julle gedoen het. Hy het julle aanvaar sonder enige voorwaardes. En as julle dit doen, sal julle groot lof en eer aan God bring. Paulus gaan verder en sê, ek herinner julle dat Christus almal gedien het wat besny is. Hierdie wat besny is bedoel hy met ander die Jode, al die Jode gedien het. Dit het hy gedoen om te wys God praat die waarheid. Hy het daardie beloftes aan Israel se voorouers gemaak. Maar Christus het egter ook gesorg dat mense uit ander volke God loof en groot maak, omdat hy hom oor hulle ontferm het. En dis soos wat die Bybel sê. En nou volg daar 'n klompie aanhalings uit die Ou Testament. Dit is hoekom ek die naam sal eer tussen die volke. Ek sal 'n psalm sing om U te eer. En die Bybel sê ook, alle nasies, julle moet kom feesvier saam met sy volk. En nog 'n keer sê die Bybel, alle nasies kom prys die Here, laat al die volke hom uitbundig prys. Hoor ook wat sê Jesaja. Isaia sal 'n erfgenaam hê. Hy wat uit Dawid se nageslag kom, sal opstaan en oor al die nasies regeer. Hulle sal hoop op hom plaas om hulle te verlos. Nou volg vers 13, wat een van die wonderlikste seënwense is en beloftes is van die Here. God is die oorsprong van al ons hoop en vertroue. Mag hy julle lewens vol maak met alle blydskap en vrede. Mag hy gee dat julle lewens tot oorlopends toe vol is met hoop. En mag julle weet, julle toekoms in die Here is vas en seker. Mag julle weet, die krag van die Heilige Gees dra julle. Dit is die woord van die Here, 'n spesiale gedeelte vir my en vir jou vandag om so saam te kan lees. Ek hou daarvan om lughawe toe te gaan. 'n Lughawe bly vir my 'n opwindende plek. En ek weet party van julle is dit al deel van julle werksroetine. Maar elke keer as ek daar kom, is ek gefassineerd. Ek is gefassineerd deur die mense, elkeen met sy eie storie, op pad iewers heen of van iewers af. En as ek self nog deel kan wees van hierdie iewers heen, dan is dit nog lekkerder. Daar is ook 'n klomp mense wat iemand kom haal of daar kom afsien. En hulle is net so interessant en ek is meestal deel van daai mense. Hierdie tyd van die jaar kom meer van ons op ons lughawens, want dis die tyd van mense wat kom kuier of die mense wat gaan kuier. En om vir iemand te wag voor die deure van die aankomsaal is 'n spesiale soort wag. Natuurlik maak jy eers seker of die vlug nog op skedule op tyd is en of dalk al geland het. Vroeër moes jy mooi luister na die aankondigings, maar deesdae hier op Kaapstad Lughawe is dit stil. Jy moet mooi self lees en dan wag jy. En jy hou daai groot skuif deur 'n dop. Mense stroom deur, jou mens nie. En dan wonder jy, het dan iets fout gegaan nie? Moes hulle nie al uitgekom het nie? Jy weet, hulle is daar, die vlug het geland en die wag is nie noodwendig lekker nie. Maar vir alles het iemand is wat jy graag wil sien, dan maak dit tog die uitsien nie moeite werd. En dan dink jy, wat gaan jy sê en wat gaan julle doen? En ek was self die afgelope tyd 2 keer by die lughawe om iemand te ontvang. Die eerste was my skoonma. En die wag daar by die deur dat mense moet inkom was ook vir my beskore. En ek sit daar in die aankomsaal en ek wag en sy kom nie. Nou, ek weet sy is stadig, maar die vliegtuig het al lank al geland. Net voel lank. Haar foon is af, ek kan nie hoor nie. En later gaan koop ek goue water by die klein winkeltjie. Ek probeer vinnig maak, maar vir die oomblik kan ek nie sien nie. Ek terug en nou wonder ek, het ek nie dalk gemis toe ek gou water gekoop het nie. Want ek wag. Nee, ek het nie gehoop sy het die besluit om maar nie te kom nie. Ek het uitgesien na haar kuier. En dan kom sy. Sy kom deurgestap saam met my skoonsister, rustig, onbewus van hierdie drama in my kop.
Ons is in 'n wagtyd. Ons is in adventstyd. Desember is die wagtyd. En ek praat nie van winkels of verkeersknope of op pad strand toe nie. Ja, daar wag ons ook. Maar die fokus begin draai na die einde van die jaar toe, na Kerstyd wat voorlê. En dis wat ons noem adventstyd. Advent is afgelei van die Latynse Adventus Domini, wat die naderende koms van die Here beteken. Dis die tydperk waarin Christene hulle self vir die geboortefees van Jesus Christus voorberei. En ons doen dit ook in Helleberg gemeente. Vanaand is ons juis ons groot Kerssangdienste. Die naderende koms van Jesus beteken meer as net die vier van Jesus se eerste koms. Ons leef in hierdie wêreld ook in die verwagting. Hy kom weer. Johannes die Doper was op 'n manier 'n stem in 'n wagkamer. Wanneer ons die Nuwe Testament oopmaak, kry ons God se volk in die wagkamer wat al eeue lank aan die gang is. En daardie wagkamer is altyd 'n stem, eers in die Ou Testament, die beloftes van die profete dat die Messias gaan kom. En dan hier in die begin van die Nuwe Testament, die stem van Johannes die Doper. En hy is amper soos die vriend daar by die lughawe wat vir jou sê, jong, die vliegtuig het geland, maak reg, kom nader, wees wakker, hulle gaan nou kom. En Johannes se boodskap is eenvoudig, berei die pad van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes roep die mense om nie maar te sit en niks te doen nie. Hy sê, julle moet aktief wag op die Here, deur julle harte oop te maak, deur julle lewens reg te maak, en julle in te stel, julle verwagtings nuut te maak. Johannes die Doper se boodskap aan die mense was eintlik net, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is op hande. En die boodskap is vir ons net so relevant hier in 2025. Jesus se eerste koms vier ons en herinner ons aan die naderende koms van die Here. Hy kom weer. En nou Paulus vertel hier in Romeine 15 hoe ons in hierdie wagtyd kan ervaar dat die Here ons met vrede en vreugde en hoop kan laat lewe. Vrede en vreugde en hoop. Dis die adventsbelofte. Paulus verbind hierdie ou belofte van Jesaja aan die hoop wat in Christus vervul is. Ons het gelees, die wortel van Jesaja sal kom, op hom sal die nasies hoop. Die 2020 vertaling sê, mag God die bron van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede, deur die geloof, sodat julle hoop kan oorvloedig word deur die krag van die Heilige Gees. Dis die belofte vir my en vir jou. God is die bron van ons hoop. Hoop kom nie uit onsself nie, ons hoef dit nie self te verwek op een of ander manier nie. God is die een wat dit vir ons gee. Dit maak ons wag nie broos of emosioneel afhanklik van omstandighede nie. Ons is geanker in die hoop wat die Here vir ons gee. God kom in geloof, maak hy ons vol blydskap en vrede. Dis sy belofte. Wanneer jy weet die een wat jy lief het, se vlug land oor 10 minute, en jy sit daar en wag, en jy is opgewonde daaroor, dan verander dit jou wag. Jy glimlag vir vreemdes, jy maak plek in jou hart, jy voel goed oor die oomblik van jou lewe, op 'n manier is jy ook sommer goed vir die mense rondom jou. Dis wat Advent hoop doen, dit bring 'n ander stemming, dit bring 'n bietjie blydskap, want God is getrou, dit bring vrede, want hy kom. En weet jy, dit is wat Paulus ook vir die gemeente in Rome sê. Hy sê, die blydskap en hoop wat julle het, en Jesus wat gekom het, en wat weer kom, die hoop wat die Heilige Gees in julle harte gee, maak dat julle kan glimlag, maak dat julle anders kan wees, anders kan lewe, maak dat julle kan plek maak vir mekaar, al verskil julle, dat julle in vrede kan lewe. En dis 'n boodskap vir my en vir jou ook. Hoe wag ons vandag op Jesus? Ek onthou, hier op hierdie einste kansel waar ek nou sit, was daar in 'n stadium 'n kansel hier gebou, en hierdie kansel het voor hierdie woorde gehad van Openbaring 22 wat sê, ek kom gou. Dit was die woorde van Jesus. En ek het altyd gewonder watter emosie hierdie woorde by mense wakker maak. As Jesus sê dat hy gou kom. Maak dit ons opgewonde of maak dit ons benoud? Of dalk so ietsie van al twee. Ek dink vir mense aan die einde van hulle lewe maak dit dalk meer opgewonde, maar van baie van ons dalk meer benoud. Ons weet, eintlik is ons almal in die wagkamer,
Dit is ook nie die regte uitdrukking nie, maar eintlik weet ons, almal van ons, ons koms in aanhalingstekens is wanneer ons sterf, wanneer Jesus ons kom haal. En Jesus gaan kom, vir elkeen van ons, dit weet ons. Ons weet nie wanneer nie. Partykeer is ons bekommerd as ons hoor, Jesus kom gou. Maar ons weet, Jesus kom, en Jesus se wederkoms gaan ook kom. Paulus het aanvanklik gedink, dit gaan sommer gou wees, en dan besef hulle, Jesus kom dalk eers later. Gaan die groot dag gebeur? Gaan dit gebeur? Ek dink Kersfees is vir ons 'n bewys. God het sy woord gehou, hy het sy beloftes gehou, en ons vier Kersfees, dit was Jesus se eerste koms, en dis die bewys van sy getrouheid. Ons kan God vertrou, hy het beloof dat hy sal kom, en hy sal kom. En daarom kan ons geduldig wag. Hy is getrou. Die een belangrike en interessante ding wat ons moet onthou, God is nie weg nie. Dis 'n belangrike waarheid. Al sê ons Jesus kom eendag weer op die wolke, is hy nie weg nie. Is hy nie ver nie. Hy is hier by ons. En dis net God wat dit kan doen. En as ons voorberei vir die Christusfees, dan vier ons die fees van Immanuel. God is met ons. En God is met ons. Al die dae het hy beloof. So die koms van Jesus lê vir almal voor, maar intussen is daar ook steeds elke dag die ontdekking van God wat by ons is. En dis eintlik die boodskap vir my en vir jou. Ons maak gereed vir die fees met verwagting. Soos mense wat uitkyk deur die glas van die aankomssaal en elke dag sê ons, Here, waar is U? Waar kan ek U vandag sien? Waar kom U in my lewe aan? En die wag is nie selfdissipline en al sulke dinge nie. Dis die Heilige Gees wat dit in ons harte wakker maak, ons nuuskierig maak, ons ontvanklik maak. Dis die Heilige Gees wat ons help om nie moeg te word in ons wag nie. Omdat hy ons herinner dat Jesus nie net kom nie, maar dat Jesus naby is. En as ons hier onsself voorberei, dan berei ons onsself voor amper soos 'n huis wat skoon gemaak word, omdat jy weet daar kom kuiermense. Dalk is jy deel daarvan, jy weet die familie kom, so die huis moet netjies gemaak word, daar's nog 'n paar dinge om te doen. En so moet ons ook eintlik plek maak in ons lewe vir Jesus. Deur vergifnis te gee en te ontvang. Deur te dink oor ons eie nederigheid, deur ons gehoorsaamheid aan God, deur die manier hoe ons vrede soek in ons lewe, is alles maniere van om te sê, ons berei onsself voor. Johannes die Doper het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nog 'n manier hoe ons onsself voorberei is om met nuwe openheid ook na ander te kyk. Om oop te wees. As jy daar by die lughawe kom en die mense kom aan, dan verander jou dag. Wanneer Jesus by jou aankom en in jou hart aankom, dan verander jou lewe. En ons moet bereid wees dat God ons kan verander, ons nuut kan laat dink. Meer en meer van Jesus kan wees in ons lewe en so kan praat. En dis nie net vir ons en ons lekkerte nie. Dis ook vir ons om te sê, maar daar's openheid by ons om te kan uitreik en die goeie nuus te gaan gee vir ander mense wat dit nodig het. Juis ook in hierdie tyd. Paulus se belofte aan ons in hierdie tyd is dat daar vrede in ons hart sal wees. Dis ook vandag dan juist die Sondag van vrede, as ons onsself voorberei binne die adventskalender. En miskien voel jy soos iemand wat al baie lank wag. Iemand soos op die lughawe wag vir 'n vertraagde vlug. Of soos 'n aankondiging van iets wat nooit kom nie. Voel jou lewe vir jou soos iemand wat wag en niks gebeur nie. Dan sê die advent vir jou, God het jou nie vergeet nie. God stel nie uit nie. God is op pad. Hy kom net eenmal aan die einde van die tyd nie. Hy kom in elke gebed wat hy verhoor. In elke stukkie lig in 'n donker dag. In elke oomblik waar jy sy vrede skielik in jou hart beleef. Ek sluit af. Ek eindig weer op die lughawe. Ek het gesien, ek het aan die begin gesê, ek was 2 keer op die lughawe onlangs. Die tweede keer was deel van die verwelkomingsparty toe my skoonseun na 2 weke van werk teruggekom het en my dogter en kleinkinders hulle ma en pa gaan inwag het en ek kon saamry. 2 klein kindertjies wat opgewonde wag. Die klein mannetjie die vliegtuig sien land en hy het geglo sy pa is daarin en nou is sy pa weer hier en dan staan amper dieselfde patroon van wag voor hy skuifdeur om oop te gaan agter die heining. Maar daar's nog nie 'n pa. En toe die deur oop kom deur, toe glip hierdie 3-jarige mannetjie onder daai heiningkie deur en hy hol reguit in sy pa se arms en die 9 maande dogtertjie waai haar arms soos 'n windmeel waaier, opgewonde, bly. Dis die gevoel van advent. Die gevoel net voor daai glasdeure oopskuif.
Die windjie waai al uit die aankomsaal, die stemme word harder en jy weet, dis nou, hy's hier. En mag hierdie advent vir jou so wees. 'n tyd van hoop, 'n tyd van vrede, 'n tyd van blydskap, sodat jy hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees, sê Paulus. Amen. Almagtige Here, ons wag, ons sien uit op die koms. En intussen verras jy ons nog telkens elke keer weer dat U hier is en in ons lewe. Dankie Here vir hierdie Kerstyd wat ons kan vier en opgewonde kan wees hoe U getrou is aan U beloftes, hoe ons aan U kan vashou, dat U vir ons so lief het. Amen. Dit is my voorreg om hierdie boodskap met jou te kan deel. Ek nooi jou uit om ook 'n dankoffer te gee, uit dankbaarheid vir die Here in hierdie tyd, om te sien na mekaar. En ek wil jou graag seën ook met hierdie woorde van Paulus aan die Romeine. Mag hy julle lewens vol maak met alle blydskap en vrede. Mag hy gee dat julle lewens tot oorlopends toe vol is met hoop. En mag jy weet, jou toekoms in die Here is vas en seker. Mag jy weet, die krag van die Heilige Gees dra jou. Amen.